Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is my vanoggend regtig 'n voorreg om hierdie boodskap vir jou te bring. Ons het die afgelope tyd gekyk na die wonde van Jesus. Ek herinner jou daaraan hoe ons gekyk toe die doringkroon deur sy hoof gesteek was, hoe dit spykers sy hande deurboor het, sy voete, en nou gaan ons ook kyk na die wond wat deur Jesus se borskas, sy sywond, wat ons van praat, waar sy hart ook deurboor is met hierdie soldaat se spies. En kom ons vertrou die Gees van die Here om ons aan te raak tydens hierdie boodskap, om ons te kom heel maak, om ons te kom verander, sodat ons kan word meer en meer soos Jesus. Kom ons bid saam. Abba, Vader, baie dankie dat U ons lief het. Dankie dat ons kan vra dat U liefde asseblief nou deur ons sal vloei. Ons sal aanraak in al die plekke waar ons dit nodig het. Jesus, dankie vir U. U wat vir ons bid, terwyl ons na die boodskap luister. Heilige Gees, help my en lei my, dat Vader en Jesus in U naam verheerlik sal word. Amen. Nou in Johannes 19 vers 34 tot 36 praat hulle van een van die soldate wat 'n spies in Jesus se sy gesteek het en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Die man wat dit alles sien gebeur het vertel. Wat hy vertel is die waarheid. Hy weet dat hy die waarheid praat. Hy doen dit sodat julle kan glo. Dit alles het gebeur sodat dit waar kan word wat in die Ou Testament geskryf is. Die mense sal nie sy bene breek nie. Nou as ons aan daardie oomblik dink, toe daardie spies Jesus se sy deurboor het en toe daar bloed en water uit sy sywond uitgekom het, dan is daar baie meer wat daar gebeur, net as hierdie wond wat hy toegedien is. En om ook te dink, dit is die laaste wond wat Jesus dan nou toegedien is, wat ek vandag oor bedien, die sywond. Nou wanneer 'n liggaam leeg gebloei is, kom daar water uit. Met ander woorde, die sak wat rondom die hart is, die perikardium, is nou dan so leeg gebloei, dat daar water en bloed meng om uit te kom. Dit beteken, Jesus het regtig sy laaste druppel bloed vir jou en vir my gestort. En dit is dan waardeur die water ook gekom het, wat die Heilige Gees voorstel, sodat ons die volgende kan beleef. En daarvoor lees ek vir jou uit Genesis 2 vers 21. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val, en terwyl die mens slaap, Adam, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. Ons lees ook van hierdie donkerte, hierdie diep slaap, in Matteus 27 vers 45, van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. So, net soos wat God uit die sywond uit van Adam, Eva, sy bruid gehaal het. Net so is dit een van die misterieuse dinge wat gebeur het aan die kruis. Daar waar ons as bruid van Jesus uitgehaal is met wedergeboorte en daar waar ons kind van God geword het. So daardie wond wat Jesus deurboor is baie dieper as wat ek en jy besef. Maar kom ons kyk net op dit wat ons kan verstaan, wat daardie sywond van Jesus is. Hy sê ook in een van sy eerste boodskappe, toe hy sy amp opgeneem het, praat Jesus daarvan Lukas 4 vers 18 af. Hy sê hy het gekom om die Gees van die Here op hom is, ook vir die wat verbryseld van hart is. En dan kom hy en hy sê in Psalm 147 vers 3, hy genees die wat gebroken van hart is, en hy verbind hulle wonde.
Nou as jy dink in jou hart, is daar herinneringe van seer, van trauma. So as jy goed sien wat deur jou gedagtes gaan, wat jou seer maak, wat jou hart tref, dan tref dit jou hier. Die seer is hier in jou borskas. En dit is wat die Here wil genees ook van jou. Dat jy daardie seer wat jy deurgegaan het, op die einde van die dag ook vir Jesus kan gee. Ja, dat hy 100% presies weet hoe jy voel, wat jy deurgaan, met elke iets wat deur jou hart gaan, weet hy elke gevoel, hy ken dit, want hy het jou in Getsemane tot binnekant in hom ingeneem, en hy is kruis toe, so ja, hy weet wat in jou hart aangaan. En dit is ook wat die woord vir ons sê. Hy sê ons moet versigtig wees om net alles te glo van ons hart, want hy sê die hart is die mees bedrieglikste ook van baie. Ons hart kan ons ook bedrieg. In ander woorde, ons moet kom by daardie plek van wat is werklik die waarheid. Die werklike waarheid wat vir jou en my vry maak. Daar is hoeveel mense wat voor my sit en sal sê, ek kan nie vergewe nie, en jy weet nie wat ek deur is nie. Jy is 100%, ek weet nie wat jy deur is nie. En jy is 100%, ja, jy kan nie vergewe nie. In jou en my is daar nie die goddelike, volmaakte krag om te kan vergewe nie, want dit is genade. So as ek kom en ek sê, ek vergewe jou wat iets aan my gedoen het, dan kom ek uit 'n hartposisie uit, en ek sê, en ek besef, maar ek kan dit, wat jy aan my gedoen het, kan ek die seer daarvan nie onmiddellik stop nie. Maar hoe meer ek jou vergewe, hoe meer is dit asof daar 'n snit in my hart is, en die gif, daai vergifniswoord, en die gif, daar uitloop, en dan ook asof dit my hart is, wat geseël word, deur die Heilige Gees se vertroosting, dat dit is asof daar 'n roof oor my hart geplaas word, sodat daar nie verder infeksie inkom, wat uit my gedagtes uit is nie, want tussen jou gedagtes en jou hart, hierdie gedeelte hier, vind daar soveel goed plaas, wat 'n mens kan vernietig, of wat 'n mens die keuse van kan maak, om gesond te word ook. So, as ons hier aan dink, dan dink ons ook aan hierdie gedeelte, wat hierby staan, en hulle het nie sy bene gebreek nie. En dit sê ook vir jou en vir my, ook dat hulle kon Jesus gewond het in sy hart, die hartswond, is juis die genesing van ons, dat niks op hierdie aarde ons kan breek, wanneer ons in God se hart verborge is nie, as ons in God se hart bly nie. So as jy vanoggend hierdie boodskap hoor, en jy sê vir my vanoggend, Leonie, my hart is seer, dan sê ek vir jou, Jesus weet wat jy deurgaan, hy ken elke angs van jou, hy ken elke skuldgevoel wat jy in jou hart dra, hy ken elke keer waar jy verkeerde tree gegee het in jou hart, hy ken die toestand van jou hart. Dawid het iets gesê, hy het gesê, Here, deursoek my, deurgrond my, ondersoek my, kyk of ek op 'n pad van smarte is, en lei my op die beproefde pad, en dit kan ek jou verseker, toe daardie spies, Jesus se sywond, deurboor is, toe het ek en jy die kans gekry, om as wedergeborene, nuut gebore te word. En dit is wat hy sê, hy maak alles nuut. En hoe meer en meer ons hierdie toestand van ons hart vir die Here gee, hoe meer sal hy ons hart kom nuut maak. Hy kom en hy sê, hy sal die klip hart uit jou uithaal, uit jou binneste uithaal, en hy sal jou hart van vlees gee. Hy sal jou daardie wedergeborene hart gee. Daardie hart waar jy weet, ek stry nie meer, of ek moet vergewe nie. Ek weet ek moet vergewe, dat dit vir my die beste medisyne ooit kan wees, wat daardie gif uit my hart uit laat gaan.
Ek wonder nie meer of ek moet vra, Here, vergewe my nie, want ek weet, daar is niemand wat regverdig is nie, ja, selfs nie een nie. En hy sê, die wat hom aanroep, hy sal hulle red. En dat ons weet, daar waar Nicodemus na Jesus toe gegaan het en hy hom hierdie vraag gevra het, hy het gesê, hoe word ek dan nou weer gebore, moet ek in my ma se moederskoot terug gaan, ek kan dit mos nie doen nie. En toe sê Jesus, jy word deur water en gees word jy weer gebore. En as ons dink daardie watergedeelte wat uit Jesus se hart uitgeloop het, is daardie deel wat vir ons ook sê, die gees van die Heilige Gees, die Gees van God, wat deur ons sal vloei, en wat ons sal kom nuut maak, wat ons hart sal kom verander. En dit is wat Jesus na kyk. Hy kyk na jou hart. Weet jy, jy kan soveel dinge voorgee, maar die woord kom en hy sê, dit wat in jou hart aangaan, sal uit jou mond uitkom. Een of ander tyd gaan dit uit jou mond uitkom. En dat ons vanoggend net deur daardie sywond van Jesus kan vra, Here, dat daardie wond van u hart ook my gewonde hart kom genees, dat ek hier kan heel word, 'n hart van vlees kan kry, 'n hart kan kry soos die woord sê, die wat rein van hart is, sal God sien, dat ons daardie ondervinding kan hê, van hom net soos wat ek een keer gebid het ek so ervaar, ook net by die kruis staan en hoe ek onder die sywond van Jesus staan en ek kan nie vir jou daardie ervaring beskryf nie. Ek kan nie vir jou die heiligheid van hy oomblik beskryf nie. En hoe ek net daar gestaan het en daardie visioen en ervaar het hoe daai water en daai bloed gemeng het en hoe dit net oor my gekom het. En hoe ek net so dankbaar kon wees en sê, Here, dankie dat u hierdie kind wat voor u staan, hierdie mens wat voor u staan, Here, dat u bereid was om my te red, net soos wat ek is, sodat ek kan verander, Here, soos wat u is, om te word meer en meer, waarvoor u vir my aan die kruis gesterf het. Kom vanoggend voor die Here en ons vra hom vanoggend om ons te genees, die wonde van ons hart te genees, daar die trauma gedagtes, elke wond van ons hart te kom heel maak. Hy verbind ons wonde, en ons weet, Heilige Gees bly in ons, en as ons nou hierdie bloed van Jesus drink, Jesus, dan loof ons en ons prys U, spesifiek vanoggend vir die bloed en die water, die bloed wat uit die sy wond uitgeloop het. Here, dat die krag van daardie bloed van U deur ons sal vloei, Here, om die keuse te maak vanoggend, van ons wil U die reg gee op ons hele lewe. Ons wil U lief hê, Here, met ons hele hart, ons hele siel, ons alles, Here, ons verstand en al ons krag wil ons U lief hê. Here, dat U ons asseblief sal help nou met U bloed en ons hart kom skoon was, kom reinig en kom heilig, Here, van alle sonde, van alle ongeregtigheid en van alle oortredinge. En Here, so wil ons ook U vra, as ons mense vergewe, en is nog hard binne ons, kom haal asseblief die klip uit ons hart uit, Here, en gee ons 'n hart van vlees. Here Jesus, baie, baie dankie dat U ook deur U sy wond, deur die wond van U hart, Here, elke emosionele wond binne ons genees, dat U elke siekte genees, Here, wat te doen het met dit wat uit ons hart aangaan. Here, ons eer U vanoggend, ons loof U, ons is diep dankbaar vir daardie wond, wat U deurboor is met daardie spies, en vir die bloed en die water, wat die sywond uitgeloop het. Help my, Here, om te leef, dat die bloed vir my gestort is, en nooit gemors is nie. Amen.